Goeiemôre. Ons teksgedeelte vanoggend is Hebreërs 9 vanaf vers 15 tot 22. Ek wil vir ons lees hier van vers 15. Daarom is hy ook die middelaar van 'n nuwe verbond. Sy dood het plaasgevind om mense te verlos van die oortredinge wat onder die eerste verbond begaan is, sodat die wat geroep is, die beloofde ewige erfenis kan ontvang. Dit is soos met 'n testament, daar moet eers bewys word dat die testamentmaker dood is, want 'n testament word alleen geldig by die dood van die testamentmaker. Dit word nooit van krag, solank as wat hy nog leef nie. Vriende, ons het die afgelope tyd, was ons baie bewus van advertensies, wat gehandel het oor testamente en die aanstelling van eksekuteurs, omdat dit testamentweek was. Nou, 'n testament, weet ons almal, is 'n baie persoonlike dokument. Dis ook 'n dokument wat nie noodwendig vir almal se oë bedoel is nie, maar wat dan ook 'n persoon se laaste wil of wens eintlik dan vertel. As mens gaan kyk na testamente, dan is daar 'n testateur en 'n eksekuteur. Nou, 'n testateur is die persoon wat die testament opstel, dis hy of sy wat haar laaste of sy laaste wil dokumenteer of bekend maak. En gewoonlik is dit dan ook so dat wanneer so 'n persoon dan sou sterf, dan is dit dat die eksekuteur wat deur daardie persoon aangewys word, moet toesien dat daardie persoon se wil dan ook uitgevoer word. Gewoonlik is dit dat wanneer iemand 'n testament dan ook opstel, hy dan ook hy of sy hulle eksekuteur dan ook aanwys. As mens gaan kyk na die Bybel en die Bybelse testament, dan sien ons dat in Jesus, hy nie net die eksekuteur is nie, maar ook die testateur. Hy is ook die persoon wat die testament opstel, wat vir ons kom herinner om te sê dat hy vir ons erfgename van hom wil maak, deur ons geloof in Christus, en deurdat hy vir ons gesterf het aan die kruis, is dit dat hy dit ook dan moontlik maak om dan self te kan toesien dat hulle wat dan deur geloof in Christus glo, ontvang dit wat hy ook vir hulle beloof het. Nou, wanneer jy byvoorbeeld 'n rekenaar sou koop in Amerika, dan weet ons, wanneer jy hom in Suid-Afrika wil gebruik, dat die proppe nie net alleen verskil nie, maar ook die voltage verskil. En daarom is dit dat jy dan ook 'n adapter of 'n aansluitprop nodig het om hom te kan gebruik. En ons kan eintlik sê dat Christus word die aansluitprop, die adapter wat vir ons help om ook by sy wil uit te kom, deurdat hy vir ons herinner dat hy vir ons sy erfgename maak, maar dat deur sy kruisdood hy dan ook vir ons kom sê, hy is die ewige, hy is God, hy is ook die volwaardige mens, en daarom dat hy kan toesien dat ons dan ook ontvang dit wat hy vir ons kom beloof het. As 'n mens gaan kyk na 'n testament, dan sien ons ook dat 'n testament verander kan word. Jy kan 'n testament herroep, en jy kan ook 'n nuwe testament dan ook opstel, wat bekend staan as 'n uiterste testament. Nou weet ons, as mens gaan kyk in die Ou Testament, dat God die testateur was, dat Israel die ontvangers daarvan was, deurdat hy hulle die beloofde land gegee het. En nou is dit dat die Here in Christus vir ons kom sê, dat hy 'n nuwe testament, 'n nuwe bedeling na vore bring, deurdat hy die ewige lewe gee aan elkeen wat dan aan hom glo en aan hom deel het. Daarom is dit dat ons eintlik dan kom sê dat ons deel het aan 'n nuwe testament, 'n uiterste testament wat die Here met ons as sy kinders dan ook omsluit het. In Hebreërs 1 vers 2 word daar gesê dat hy vir ons erfgename gemaak het, en dit beteken dan dat elkeen van ons wat in geloof in Christus deel het, dat ons dan eintlik die ontvangers is, ook van die testament of die wil van God, ook vir ons lewe. As ons gaan kyk die gedeelte wat ons nou nie gelees het in Hebreërs 9, dan sien ons dat die Here ook sê, ook in die eerste verbond, in die Eerste Testament was bloed 'n baie prominente rol, bloed
sê vir ons dat 'n dier vir ons moes instaan, wat geoffer moes word, omdat ons nie dit kon betaal nie. En daarom is dit dat ons dan ook lees dat ook die Israeliete in daardie tyd dan ook deur bloed met hisoptakkies, met rooi wol, oral hulle deure moes besprinkel het, die wetboek moes besprinkel het, as teken van reiniging. En nou lees ons ook in die gedeelte dat deur Christus, dat die Here eintlik nou vir ons kom sê, deur sy dood en deur sy opstanding, is dit dat ons deur sy bloed vrygespreek is. En so ontvang ons hierdie ongelooflike erfenis of belofte wat God vir ons kom gee. Die vraag wat ek en jy wat vanoggend moet vra is, of jy erfgenaam van die Here is, of jou naam in hierdie testament van God geskrywe staan. Ons kan baie keer wonder oor die uitverkiesing, en is ek nou uitverkies of is ek nie? Maar die Bybel sê nie ons word gered deur uitverkiesing nie, hy sê ons word gered deur ons geloof in Christus. Want anders is dit dat ons dalk 'n valse gerusheid skep deur te dink ek is gedoop of ek is mos nou deel van God se verbondsgeslag en dan voel ek veilig en dan sit ons baie keer terug, terwyl die Here vir ons eintlik oproep om te sê nee, deur geloof in Christus word jy erfgename van die Here. Dis 'n persoonlike verhouding met God, dis 'n lewende verhouding met die Here. En daarom word jy vanoggend ook uitgenooi en uitgedaag om te gaan sê, maar om erfgenaam van die Here te wees, volwaardig, is dit dat jy deur geloof dit kan ontvang, ook in Jesus Christus. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U vir ons gesterf het aan die kruis. Dankie dat U vir ons nie net U kinders gemaak het nie, maar mede-erfgename. En dankie dat ons dit mag glo en ontvang. Amen.